Ons leef in die grootste informasiegedrewe geestelike era in die geskiedenis. 'n Mens kan binne 10 minute na 3 preke luister, 2 podcasts hoor en 'n Bybelstudie lees sonder om eens jou huis te verlaat. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die Nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stories nie oor dieper kyk en saam ontdek hoe Jesus vandag werk. Nog nooit was dit so maklik om toegang te hê tot Jesus se lering nie. En tog is daar iets vreemd wat gebeur. Hoe meer ons hoor, hoe minder verander ons lewens. Dis asof geloof stadig aan inhoud geword het, iets wat ons verbruik, eerder as iets wat ons beoefen. Jesus het hierdie spanning lank voor die internet raak gesien. Aan die einde van die bergrede, nadat hy 'n hele wêreld van uitdagende idees oor vergifnis, geld, verhoudings en vertroue geskets het, sê hy iets ontstellend eenvoudig. Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit doen, is soos iemand wat sy huis op rots bou. Nie elkeen wat dit hoor en daarmee saamstem nie elkeen wat dit interessant vind nie. Die skeidslyn volgens Jesus loop nie tussen mense wat glo en mense wat nie glo nie. Dit loop tussen mense wat doen en mense wat net hoor. Wat my fascineer, is hoe maklik dit is om te dink dat inspirasie gelyk is aan transformasie. Jy kan uit 'n diens stap en voel, yes, dit was goed. Jy kan 'n preek onthou, 'n aanhalingsstorie, 'n idee deel, maar teen maandag is die lewe weer vol en die gedagte wat jou Sondag geraak het, verdwyn in die geraas van e-posse, take en skoolroosters. Dis nie omdat ons onopreg is nie, dis omdat die meeste van ons nie 'n ruimte het waar iemand vra, wat gaan jy nou daarmee doen nie? En nou hierdie 'n groot waarheid. Idees verander selde lewens in isolasie. Idees verander lewens wanneer dit in gesprek kom met ander mense. Wanneer jy moet sê, hier is waar ek sukkel om dit uit te leef. Wanneer iemand anders sê, hier is hoe ek probeer. Skielik skuif geloof van 'n teorie na 'n praktyk. Dis nie meer net iets wat jy hoor nie. Dit word iets wat jy saam met ander uittoets. Die vroeë kerk het nie net leringe gedeel nie. Hulle het lewens gedeel. Hulle het saam geworstel met wat dit beteken om Jesus se woorde in gewone dae te leef, by die werk, in hulle huwelike en finansies, in konflik. Nou hier by SA Gemeente praat ons dikwels oor die Nommer 1 netwerk vir jou lewe. Nie omdat ons nog 'n program wil bou nie, maar omdat ons glo geloof moet iewers land. Dit moet in gesprekke land, in huise, in klein sirkels waar mense mekaar kan vra, hoe lyk dit nou vir jou? Want sonder daardie ruimte bly geloof maklik net 'n mooi idee wat ons bewonder, maar nie 'n fondament waarop ons bou nie. En miskien is die vraag vir baie van ons nie of ons genoeg hoor nie. Miskien hoor ons meer as genoeg. Die vraag is, waar word dit wat ons hoor 'n lewe wat ons leef? Want volgens Jesus is die verskil tussen 'n lewe wat hou en 'n lewe wat in mekaar sak nie hoeveel jy weet nie, maar wat jy saam met ander begin doen met dit wat jy reeds gehoor het. Ek nooi jou om te kom doen in SA Gemeente. Ek nooi jou om deel van 'n groeigroep te word, want ons wil jou behoorlik leer ken en ons wil vir jou goed wees. Tot môre, mooi loop.